Net soos wat ons sit, vat die persoon se hand langs jou en dan bid ons saam as geloofsfamilie. Here, wanneer ons in die teenwoordigheid is, dan het ons die geleentheid om juis nuwe asem en nuwe lewe te skep. En is ook in die teenwoordigheid, Here, waar woorde wat vir ons aanvanklik lyk, asof dit net op papier is, werklik lewend word. Ons vra vanoggend dat U met ons sal praat. Spreek tot ons harte, spreek tot ons omstandighede, waar ons onsself ook al mag vind. Spreek juis daarin waar daar lewe nodig is, waar herstel of genesing nodig is, waar ons nuwe asem nodig het. Here, hier is ons luister, spreek. Ons is gereed vir dit wat U vir ons het. Amen. Gemeente, ons teksgedeelte kom vanoggend uit Romeine 5. Ek gaan lees uit die 2020 vertaling, die woorde gaan op die bord wees, maar as jy dalk 'n ander vertaling het, of jy wil net eenvoudig saam volg, wil ek jou uitnooi om dit te doen. Ons lees vanoggend Romeine 5 van vers 1 tot 11. En wanneer ons hierdie teksgedeelte lees, dan wil ek jou uitnooi om so 'n bietjie te kyk na dit wat vir jou anders is, of vreemd is, of dit wat vir jou uitstaan. Ons gaan vanoggend juis begin by ons teksgedeelte. Wat ek wel dalk wil gee is 'n bietjie agtergrond is, wanneer jy die eerste gedeelte van die Romeinebrief lees, dan is Paulus besig om die argument te maak vir redding deur geloof. Dat ons verhouding met God, ons posisie in God, dat ons dit juis ontvang vanuit geloof. En wanneer ons in Romeine 4 lees, dan gebruik Paulus die voorbeeld van Abraham. Abraham wat nie iets gedoen het om 'n verhouding met God te hê, nie uit sy doen en late gered was nie, maar uit sy glo, uit sy vertroue in God, uit sy gehoorsaamheid, in sy geloof en deur sy geloof, wat hy deur God ook so ontvang is. En so, Paulus gaan aan met hierdie argument, hy is eintlik besig om te sê, kyk deur geskiedenis deur, dit gaan oor geloof in God, en dan slaan hy 'n bladsy oor na dit wat ons vind in Jesus. En dis essensieel waarna ons vandag gaan kyk. So kom ons begin by ons teks, Romeine 5 van vers 1 tot 11. Dit sê, omdat ons nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom wat ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding. En volharding lei tot betroubaarheid, en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie. Want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie. En al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. As ons, toe ons nog vyande was, met God versoen deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Maar dis nie al nie. Ons vind ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Ons lees net tot sover. Wanneer ons dink oor geloof, dan maak ons baie keer die fout om dit te dalk verromantiseer op dieselfde manier as wat ons doen met die kruis. So,
Hier is 'n voorbeeld. Wanneer ek praat van ons romantiseer die kruis, dan bedoel ek ons sit mooi kruise om ons nekke in mooi juwele. Ons versier kruise in ons kerke. Dis mooi, dit word juwele. Dit word iets om na te kyk, iets aanskouliks. En hiermee is daar niets verkeerd nie. Hoor mooi. Dit dien nog steeds as 'n goeie herinnering. Maar ons moet nooit uit sig uit verloor wat die gewig en die impak is van hierdie simbool nie. As jy dit moet in konteks intrek na ons vandag, as Jesus gesterf het in die 21ste eeu, dan sou die kruissimbool dalk 'n galg gewees het. 'n Tou wat gevleg was, reg om iemand se lewe te neem. Of dit sou 'n elektriese stoel gewees het, wat klaar opgekoppel is. Dis ongemaklik om op so 'n manier daaraan te dink, want wanneer ons dink aan iets soos 'n elektriese stoel of 'n galg, dan dink ons aan dood en 'n manier om iemand te straf en tereg te stel. En dis presies wat die kruis was. Dis presies die simboliek wat die kruis ook inhou. Dit was die plek waar iemand as te ware gesien was as vervloek van God, vervloek deur God. En soveel waarde soos wat die kruis vir ons hou, want dit het 'n simbool intussen tyd geword van ons redding en ons verlossing, moet ons nie die gewig mis van dit wat hierdie simbool ook inhou nie. Op dieselfde manier verromantiseer ons so 'n bietjie geloof. Aan die begin van ons geloofsreis dan is ons opgewonde oor hierdie pad saam met God. Ons geniet God se teenwoordigheid. Ons sien die wêreld in helder kleure. Alles lyk fenomenaal. En dan oor tyd begin ons dit vir onsself so kompliseer dat ons begin vasval in die goed wat nie werk nie. Die oomblikke wanneer ek bid vir my gesin se beskerming en steeds breek iemand by ons in. Of die oomblik wanneer ek bid vir my gesin se gesondheid en nog steeds word ons siek. Wanneer ek bid vir 'n geliefde se genesing en 'n paar dae later moet ek sit by hulle roudiens. Wanneer ek uitkoms nodig het in my finansies en nog steeds teen die volgende maand is ek in skuld. Dis die oomblikke wanneer ons begin die vrae vra, en ek wil eintlik sê ons vang onsself in een van twee kampe. Ons kan baie maklik vashak in een van hierdie twee. Die eerste is dat ek sê, ek twyfel. Dis 'n kamp van twyfel, dis 'n plek van wonder, dis 'n plek van wonder of hierdie enigsins nog werk. Dis dalk die ruimte, die spasie wat ek skep, om te sê, ek weet nie of God vir my is nie. Ek weet nie of God my hoor nie. Ek weet nie of God belangstel in my lewe nie. Wat is die sin daarvan? Dis eintlik dalk die aspek, daardie spesifieke twyfel, daai wonder, wat my laat vra, is hierdie regtig die moeite werd? Geloof is dalk nie heeltemal vir my nie. Ek het dit al so 'n bietjie probeer, maar God gee nie vir my wat ek nodig het nie. Hoor julle dat daar so klein bietjie van 'n verbruikerskultuur daar agter is? Dis eintlik so klein bietjie van 'n ek is in hierdie verhouding met God en ek verwag dat God vir my gee dit wat ek by God kan kry, en wanneer hierdie verhouding nie meer werk nie, dan moet ons dalk herëvalueer. Maar my fokus is eerder op dit wat kan regloop, die goed wat in my lewe opgelos word, die probleme wat dan nie meer daar is nie. Dit word oppervlakkig. In hierdie geval het ek geloof geromantiseer tot op 'n punt waar alles moet redelik mooi loop, en as ek 'n probleem het, dan sal God my help met my probleem. So die enigste rede hoekom ek regtig 'n gelowige is, die rede hoekom ek glo, die rede hoekom ek Sondag in 'n kerkbank sit of my Bybel oopmaak en lees, is omdat God my met probleme help. So ek het God nodig as 'n probleem gaan opduik. Dis 'n baie vlak geloof. En dit hou nie die diepte in van wat ons hier by Paulus lees nie. Paulus het juis hierdie argument dat in verdrukking bewerkstellig dit 'n sin van deursettingsvermoë.
En hierdie vasbyt, hierdie vashou, begin by ons iets kweek van getrouheid, om gereeld op dieselfde manier op te tree, soos wat God wil, en hierdie getrouheid op die ou end kweek by ons hoop. Die ander kamp waar ons self vind, as jy nie in die gedeelte is waar jy sê ek begin twyfel, of ek wonder of hierdie geloof regtig vir my is, of ek kry nie by God dit wat ek nodig het nie, is die area van kom ons werk net harder. En dis waar ons onsself aan 'n gevaarlike kant van geloof bevind. So ek het gebid, ek het gevra, dit lyk nie asof ek uitkoms kry nie, dit lyk nie asof iets besig is om te gebeur nie, so nou gaan ek kyk of ek meer by die kerk kan uitkom en meer tyd spandeer in God se woord. Dalk bid ek nie reg nie, of dalk bid ek nie genoeg nie, of dalk het God die sonde in my lewe raak gesien en hy stel nie nou in my belang nie. Dis dalk hierdie punt wat ons die ergste, die mees ernstig moet aanspreek vanoggend, want die kruis is 'n geskenk. Wanneer ons oor ons lewensreis dink, dan is daar niks daarin wat enigsins God kan tevrede stel nie. En selfs as jy vir 'n oomblik hier sit en jy dink oor jou lewe en dink wel, ek het dalk nie 9 aborsies gehad of 2 moorde gepleeg of gesteel of mense bedrieg nie, nog steeds dalk die blote gedagte om te sê ek is heel okay, is 'n stuk trots wat nie pas by God se hart nie. Kom ek verduidelik dit so. Wanneer ons sê dat Jesus die weg is en die waarheid is, dan is die doel nie om die Christelike geloof eksklusief te maak nie. Daar's 'n geestelike beginsel, soos wat daar 'n natuurwet is. 'n Natuurwet soos gravitasie werk op die volgende manier: as ek hier 'n voorwerp sou laat gaan, dan gaan hy val. Hy gaan nie dryf nie, hy gaan nie opbeweeg nie, tensy hy gevul is met iets soos helium, maar vir enige ander voorwerp, as ek hom laat los, gaan hy aarde toe val. Gravitasie is 'n natuurwet, dis eenvoudig hoe dit werk. En dieselfde met hierdie geestelike beginsel, God is perfek. En as ek nie perfek is nie, kan ek nie in 'n perfekte God se teenwoordigheid kom nie. God se heiligheid, perfektheid is 'n gevaar vir my gebrokenheid en my sonde. Want sonde se straf is die dood. So ek kan nie in God se teenwoordigheid kom as ek nie perfek is nie. En as ons enigsins in God se teenwoordigheid kon kom op so 'n manier, dan beteken dit of ek is absoluut perfek, wat my en jou self God sou maak, of die God waarvan ons praat is nie heeltemal so perfek nie, dis hoekom ek met my gebrokenheid in sy teenwoordigheid net kan kom. So ergens moet hier 'n tussenganger wees. Iets moet gedoen word om my in 'n posisie te kry om by God uit te kom. En dit kan nie my werke wees nie, want selfs my poging om te probeer 'n goeie mens wees, het my eie selfsug en my eie ego betrokke. Wanneer ek vir iemand iets gee, want ek dink ek help, is ek tog so lief vir die gevoel wat dit my gee, die warme gevoel wat ek kry, wanneer ek iemand help. Selfs daarin vind ons 'n stuk selfsug. Of ek is liefdevol teenoor almal, dis goed, maar ek verloor 'n bietjie my meer as iemand voor my insny, want hoe durf hulle? Dis 'n stuk selfgerigtheid. Ek en jy is nie sonder foute nie, ons sit met ons stikkindheid. So die enigste manier hoe ek as gebroke mens by 'n perfekte God kan uitkom, is as daar iemand my gebrokenheid op hulle neem, sodat God deur hulle na my kan kyk. En dis presies wat Jesus kom doen. Jesus kom word sonde, neem ons stikkindheid en gebrokenheid op hom, sodat wanneer God na my en jou kyk, sien hy Jesus. En dis hoekom ek en jy welkom is in God se teenwoordigheid, nie omdat ons perfek is nie, maar omdat iemand anders ons stikkindheid, ons gebrokenheid, ons sonde op hom gedra het. En die beginsel is, hoor jy dat niks wat ek doen kan daarby uitkom nie. Niks wat ek doen nie. Nie 'n perfekte morele lewe kan uitkom by God nie. Daar's niks wat ek kan doen nie. En dis vir dieselfde geld, is daar niks wat ek kan doen om my weg te vat uit God se teenwoordigheid nie. Paulus is redelik ernstig wanneer hy skryf, daar's niks wat ons kan skei
van die liefde van Christus nie hoogte nie, nie diepte nie dood nie, niks nie. Want dis 'n geskenk. Hierdie kruisiging wat ek en jy vandag vier, die feit dat God besluit het om mens te word, tussen ons te kom woon, en dan, nadat hy tussen ons gewoon het, sy lewe opgegee het, vir ons, sonde geword het. Dis 'n geskenk. Daar's niks wat ons kan doen om dit te mis nie, en daar's niks wat ons kan doen om dit te kry nie. Romeine 10 gee die enigste vereiste vir verlossing. Jy moet met jou mond bely dat Jesus Christus die Here is, en met jou hart glo dat hy uit die dood opgestaan het. Want dis hoe ons Jesus vat as die weg. Enigste manier hoe ek by 'n perfekte God kan uitkom in my gebrokenheid, is deur Jesus. Dis hoekom Jesus so belangrik is. Maar hoor jy dat dit niks te doen het met my eie werke nie? So of ek meer Bybel lees en of ek minder Bybel lees, God se teenwoordigheid is vir my oop. Of ek elke Sondag in 'n kerkbank sit en of dalk al bietjie kerk los geraak het, God se teenwoordigheid is vir my oop. Of ek my lewe inrig met die nodige hoop. En of ek vrede gee so ver so wat ek gaan. En of ek dalk my lewe op 'n manier leef waar ek ander besig is om uit te byt en eerder gefokus is op wat ek self daaruit kan kry. God se teenwoordigheid is vir my oop. Ons hou nie altyd daarvan nie, want ons wil op een of ander manier vergelding hê. En dit kom grootendeels uit ons eie selfsug, weer eens, ons stikkindheid. Dat as iemand my ingedoen het, moet daar 'n manier wees waarop hy boet. Terwyl die hele beginsel van die kruis is, waarvoor jy ook al moes boet, het Jesus op hom geneem. Die prys is betaal. Dis afgehandel. Soos ek en jy onsself kry in hierdie plek waar ons sê, ek gaan net harder werk om dit te kry wat ek voel ek nodig het van God, dan mis ons die punt. Jy gaan jouself moeg maak. Jy gaan op 'n hamsterwielietjie hardloop en dan gaan niks daarvan kom nie. Wat Paulus eerder hier verduidelik is iets anders. Hy vertel dat ons deur ons geloof in Jesus geregverdig gemaak is. Van die ander vertalings praat van vrygespreek wees. Die beginsel, die beeld wat hier gebruik word, is dat my posisie teenoor God is 'n goeie een. Ons kan ook sê, my saak is reg met God. So Paulus begin deur te sê, as ons kyk na hoe geloof werk, Jesus wat die weg en die waarheid is, as ons kyk na wat ons sien in Abraham se lewe, dan hoeveel te meer nog hier. Deur geloof is ons reg met God. So dalk kom ons begin eers daar vanoggend. As iemand vir jou vra, as jy nou jou oë moet toemaak vir ewig, waar gaan jy hulle oopmaak? Gaan dit in die hemel wees? Dan hoop ek sonder twyfel is jou antwoord ja. Want as jy vir 'n oomblik wonder daaroor, omdat jy terugdink oor wat jy hierdie week gedoen het, dan mis jy die evangelie. Jou antwoord is ja. Nie omdat my week perfek was nie, maar omdat daar een is wat aan 'n kruis gehang het. Vir my week wat nie perfek was nie. En vir alles wat ek nog gaan doen wat nie binne God se wil is nie. Vir elke keer wat ek gaan struikel en gaan val. So Paulus begin en sê, deur ons geloof is ons nou regverdig gemaak. Ons posisie teenoor God is goed. My saak met God is reg. En dan begin Paulus 'n totaal ander beginsel en hy praat oor verdrukking en roem in verdrukking. Nou ek wil gou ietsie sê oor roem. Eerstens, hierdie was 'n groot skuif vir Paulus hulle, want die Romeinse idee was hoe beter ek kon wees, hoe meer ek kon gee, hoe meer ek kon doen, daarin was my roem. My roem en my eer was in wie ek was of wat ek kon regkry. Terwyl Paulus juist daai roem skuif en sê, eintlik moet ek en jy trots wees op dit wat God vir ons gedoen het, nie op dit wat ons kan doen nie. Dis die eerste beginsel. Maar die tweede gaan oor verdrukking. En ek wil dalk net vir 'n oomblik hier sê, wanneer Paulus praat oor verdrukking, dan praat hy nie van jou parkeerplek wat gevat was nie. Of die feit dat jy vir 'n lang tyd in binnelandse sake se tou moet staan en daar's niemand om jou te help nie.
Of wanneer jy by die tolhek kom en daar's net 2 tolhekke wat werk en daar's 'n klomp verkeer nie. Dis nie verdrukking nie. Wanneer Paulus praat oor verdrukking, dan praat hy met 'n gemeenskap wat geweet het hoe lyk korrupsie. Hoe word mense soms in die straat doodgemaak vir ander se gewin. Hy het met 'n gemeenskap gepraat wat soms finansiëel gestoei het omdat hulle uitgeskakel was of uitgeskei was. Hy het met 'n gemeenskap gepraat wat soms vervolg was, omdat daar vraagtekens was rondom hulle geloof en waartoe hulle in staat was. Paulus, as ons dit in konteks vandag moet trek, praat oor verdrukking in terme van die goed wat buite jou beheer is, wat iemand anders dalk 'n besluit van geneem het, of wat ingespeel het op jou lewe en jou gesin, omdat dit deel is van die omgewing, of dit 'n finansiële uitdaging is in 'n moeilike ekonomie, of dit iemand is wat in jou persoonlike spasie ingebars het en gevat het wat nie hulle sin is nie. Of dit siekte is in familie of tussen vriende. Of dit iemand is wat by jou trauma veroorsaak het. Dit was nooit jou besluit nie. Hier is die tipe verdrukking waarna Paulus verwys. Dit is nie die goed wat binne ons beheer is nie, en of dit as gevolg van die omgewing gebeur, en of dit is as gevolg van mense wat besluite neem, wat inspeel op my en jou lewe. Hierdie is goed wat ons lewe ontwrig, en waaroor ons nie beheer het nie. En wat Paulus dan aanbeveel om te doen, is nie om te vra eerstens waar is God, of tweedens te begin met, kom ek werk net harder nie. Paulus sê, hierin moet ons roem. Hierin moet ons trots wees. En dan begin Paulus die volgende retoriek. Hy sê, want hierdie verdrukking bewerkstellig volharding. Met ander woorde, hierdie ongemaklike spasie, hierdie ding wat in my lewe ontwrig, maak dat ek aanhou vashou aan God. Aanhou vashou aan God se teenwoordigheid, aanhou vashou aan my verlossing. Want dis waaroor my geloof en my verhouding met God gaan. Dit gaan oor God se teenwoordigheid. Dit gaan oor dat my saak reg is met God. En hoe meer ek vashou en leer om aan te hou vashou, hoe meer skep dit in my getrouheid. Getrouheid in die sin dat ek op 'n manier optree wat pas by God se hart. Op 'n manier optree wat God se naam eer, op 'n manier optree wat iets reflekteer van hoe God se koninkryk werk. En hoe meer ek dit doen, hoe meer kweek dit hoop in my. En dalk iets wat ek wil bylas by wat Paulus sê, ook in die rondom my. Want wanneer ek instap in 'n situasie en my lewe is ontwrig, en hiermee sê ek nie, jy moet net optimisties wees oor alles wat gebeur nie. Maar wanneer daar gebeure is wat my lewe ontwrig, en ek kan vashou aan God se teenwoordigheid, en ek kan vashou aan God se redding, en ek kan vashou aan God se hart teenoor my, ten spyte van wat besig is om te gebeur, dan gee dit ook ander hoop om hulle fokus weg te skuif van dit wat ontwrig en dit wat 'n krisis is, na die God wat agter dit alles is. Na die God wat groter is as hierdie uitdaging. Dis 'n klassieke Dawid en Goliat storie eintlik. Terwyl almal vir Goliat gesien het, het Dawid God gesien, wat gereed staan agter Goliat. En so hierdie is die aanmoediging wat Paulus maak. Hy gaan 'n bietjie verder en dan sê hy, as jy enigstens gewonder het oor God se liefde vir jou, God het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Ek en jy is lief daarvoor om mense te help wat potensiaal het, nê. Ek sal iemand help solank ek net seker is hulle gaan nie hierdie geld vir drank of dwelms gebruik nie. Ek sal iemand help solank hulle net so bietjie wys van hulle kant af, hulle wil ook gehelp word. Ons help graag die wat potensiaal wys. En die beginsel van hierdie kruisiging, die beginsel van hierdie opoffering, die beginsel van dit wat my en jou regverdig maak, is dat Jesus dit gedoen het, toe daar nog geen potensiaal in ons was nie. Toe ons nie eers poging aangewend het om beter te wees nie. Toe ons nie 'n poging aangewend het om meer lief te hê of meer moeite te doen nie, maar juis in 'n stikkende en 'n gebroke wêreld. So as dit die liefde is wat God vir ons het, hoeveel te meer
Nou dat ons ook in sy bloed en in sy verlossing is. Gemeente, die essensie is eenvoudig. As jy tot op hede bietjie sukkel om die verbande te trek en jy is nie seker waaroor vanoggend gaan nie, hier's die kern van ons boodskap. Alles is betaal sodat my en jou saak met God reg is. En hierdie is die kern. Al die res in my lewe, dit wat regloop, dit wat uitwerk, dis 'n bonus. Ons geloof, ons vashou aan God, gaan nie oor dit wat God vir my kan bied nie. Dit gaan nie oor die oplossings wat God vir my gee nie. En hoor baie mooi, God se hart teenoor my is dat hy juis die pad saam met my stap, dat hy bereid is om in my uitdagings, in my krisis, saam met my hierdie pad te stap. Wysheid te gee vir die oplossings wat gevind moet word. Ons vat nie daarvan weg nie. Maar as ons dit die slotsom maak van ons geloof, dan mis ons die essensie. Die slotsom van ons geloof, die kern van dit alles, is dat die prys is betaal vir my plek om by God reg te wees. En alles is daarvoor betaal. Daar's nie 'n aspek van my menswees, persoonlikheid, sonde, gewoontes of verslawings wat dit uitsluit nie. Ek hoop dit sit 'n stuk sekerheid en hoop. Want die enigste manier hoe ons kan roem in ons swakhede, roem in die goed wat ons lewe ontwrig, roem in verdrukking, vashou en hierdie getrouheid en hoop skep. Die enigste manier hoe ons dit kan doen, is as ons seker is dat my saak met God reg is. En wanneer ons enigstens twyfel daaroor, dan kyk ons na 'n kruis, waar God mens geword het tussen ons, 'n voorbeeld gestel het en toegesê het, ek sê jou wat, jou laste, jou swaar kry, jou seer, jou stikkindheid, jou gebrokenheid, alles wat jou weghou uit God se teenwoordigheid, sit dit op my. Sit dit op my. En wanneer dit op my gesit is, dan sê ek jou wat, kom ons maak dit dood. Ons spyker dit aan 'n kruis vas en ons los dit daar. Ek wil julle uitnooi wanneer ons hier vandag in die saal agter is 'n kruisstasie opgestel. En julle sal sien daar's twee kante van hierdie kruisstasie. Daar's 'n kant waar jy los en 'n kant waar jy vat. Daar's 'n plek om op 'n papiertjie neer te skryf en daar's so 'n lang koper silinder. Die idee is dat jy, as jy vanoggend hier uitstap, en as iets wat jy saam met jou dra, wat jou die hele tyd uit God se teenwoordigheid uit weghou, of dit jou eie skuldgevoel is, of dit goed is wat jou onnodig okkupeer in jou lewe, of dit 'n stuk twyfel is oor jou eie verlossing, wat ook al dit mag wees, gaan skryf dit neer en los dit by die kruis. Los dit by God, waar dit hoort. En die stukkie wat ons neem, kan jy gaan kyk in 'n houtbak, is daar beloftes. Beloftes uit die skrif. Neem vir jou een. Vat hom huis toe. Dink daaroor, lees dit deur, werk daarmee. As jy niks hiervan wil doen nie, dan nooi ek jou uit, gaan sit dalk net vir 'n oomblik by die kruis. Neem die diepte in van die feit dat ek en jy met 'n absolute vrymoedigheid in God se teenwoordigheid kan instap. 'n Intieme verhouding met God kan hê vir die eenvoudige rede dat alles betaal is wat nodig is. Amen.